Goeiedag julle. Ek het gedink om gou-gou vir julle net 'n videoetjie te maak ook oor die stapsgewyse grafiek. Nie regtig oor die grafiek so seer konsentreer as oor hoe om dit uit te werk nie. Want ek weet ek het nou gesien dat dit is ook enetjie wat vir julle 'n bietjie 'n challenge is. So ek wil gou vinnig daardeur gaan. So hierdie het ek nou sommer uit die graad 11 handboek net vir julle voorbeeld. Ehm waar hulle sê die tarief, dit gaan maar oor verskillende tariewe en jy kry hierdie tipe grafiek sal jy kry by jou water rekening en by elektrisiteitsrekening. En hoekom hy so werk, as ek dit eenvoudige taal vir julle kan verduidelik, onthou nou water en elektrisiteit is mos 'n kan maar sê uitputbare bronne. So die regering wil jou aanmoedig om spaarsamig te werk te gaan met hierdie bronne. So jy sal sien as jy op 'n sekere, baie kinders sê vir my juffrou, mens moet nie aan die einde van die maand koop nie, want dan betaal jy baie duurder vir elektrisiteit of water en dit is nou nie heeltemal die geval nie. Dit gaan net oor hoeveel jy al in die maand gebruik het. As jy 40, kom ons sê 40 kiloliter water aan die begin van die maand koop, gaan dit vir presies dieselfde kos as 40 kiloliter wat jy as jy oor 'n tydperk 40 liter koop. Hoekom dit vir jou voel jy betaal altyd baie meer as jy koop miskien nou 20 liter en nou het jy seker hoeveelheid per kiloliter betaal. Nou koop jy nog 10 by, nou betaal jy sommer nou sien jy my nou is dit dan duurder as wat ek vroeër betaal het. En dan koop jy weer, maar as jy gaan kyk op die lang duur, dit werk volgens sodra jy hoe meer jy gebruik, gaan hulle vir jou elke keer swaarder kap. Maar dit gaan nie oor watter tyd van die maand dit is nie. So as ons nou na hier en kyk, ons noem dit 'n stapsgewyse funksie en daar kan jy sien 0 tot 6 kiloliter byvoorbeeld is gratis hierso. Hoekom? Want hieronder by die x-as het ons die waterverbruik in kiloliter en op die y-as het ons die tarief, die koste per kiloliter. So van 0 tot 6 kiloliter sien ons is by R0. Okay. En dan van 6 kiloliter af tot by 10 kiloliter sien ons is R4.92 per kiloliter. So nou moet ons gaan kyk hoeveel kiloliters is dit? 2, 4, daar's 4 kiloliters, want hy is 6 tot by 10, so as 2, 4 kiloliters, so gaan ek sê 4 maal R4.92. Dan as ek meer as 10 kiloliter gebruik, dan tot en met 20 kiloliter, gaan ek R10.57 betaal, maar wat baie van julle gaan doen, is sê nou maar ek het 18 kiloliter gebruik. Baie van julle gaan sê 18 maal R10.57 en dis nou waar jy die fout maak. Dis waar hierdie stapsgewyse funksie inkom. Jy moet om 0 tot 6 gaan uitwerk, dan net na 6 tot 10, dan net na 10 tot 20. Jy moet hom so stap vir stap gaan uitwerk en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld doen om vir julle te wys. Net nog ietsie wat hulle nou nie op hierdie grafieke getoon het nie, wat ek net wat julle in gedagte moet hou. Ons gebruik ook baie keer 'n geslote kolletjie soos die om te wys van waar tot waar iets strek of 'n oop kolletjie soos die. Nou wat dit maar net beteken, as hy ingekleer is, beteken dit hy's ingesluit, daai waarde is ingesluit. En as hy nie ingekleer is nie, dan beteken dit daai waarde is uitgesluit. So as ek nou hierdie grafiek geteken het, sou ek byvoorbeeld gesê het 0 tot 6 kiloliter, ek sou 'n ingeslote kolletjie hier maak, menende alles van 0 tot 6 is gratis, maar enigiets, sê maar 'n 6.5 kiloliter. Enigiets bo 6, né? So daarom maak ek die een wat reg oor 6 is, sal ek dan 'n oop kolletjie maak. Dan enige iets na 6 betaal jy R4.92 per kiloliter. Tot en met natuurlik weer tot by 20 maak ek 'n gemis. Tot by 10 maak ek 'n ingeslote kolletjie en dan weer 'n oop kol daar. En dan van na 10 tot by 20 maak ek weer ingeslote kolletjie. Beteken daai waarde by 20 is ingesluit, maar daar soos hy nie ingesluit nie, want hy lê ons kan mos nie twee verskillende waardes vir 20 hê nie. So tot en met 20 betaal jy R10.57 per kiloliter, maar dan sodra dit net meer as 20 is, dan gaan jy R15.57 per kiloliter in daardie kategorie betaal. So dit is basies hoe so grafiek, hy lyk soos trappies, stapsgewyse grafiek, of ek weet party mense praat ook van 'n trapgrafiek. Alright. Nou, kom ons kyk gou-gou hoe lyk dit as jy dit moet gaan uitwerk. Ja, hier sit. Okay. Ek het nou sommer so enetjie vir julle hier geprint van 'n voorbeeld wat ek op my slides het. Ons uit 'n ou wiskunde, ek dink kan nie ons onthou nie, graad 8 of 9 wiskunde boek uit. Baie ou boek. Maar in elk geval hierso sê hulle vir jou die waterverbruik in kiloliter en dan sê hulle die tarief is per kiloliter, maar hieronder sê hulle, sien julle daar's 'n sterretjie. Daai sterretjie sê daar's nog iets vir verduideliking iewerste. Nou hier is die verduideliking. Hulle sê die tariewe sluit nie 15% BTW in nie. Sien julle daar's ook 'n sterretjie, daar staan ook tarief. So al die tariewe hierso het nog nie die 15% BTW in nie en ek moet dit natuurlik byreken as ek nou moet gaan uitwerk hoeveel 'n persoon betaal. So hierso sê hulle 0 tot 9 kiloliter is gratis, is R0. Dan van 10 kiloliter tot 25 kiloliter betaal ek R9.27. Dan van 26 tot 30 kiloliter betaal ek R17.36 per kiloliter. Okay? So ons gaan hom nou stappie vir stappie gaan uitwerk. Nou hierso, as ek gaan kyk 0 tot 9 kiloliter, so daar's ons 9 kiloliters in daai kategorie wat almal R0 per kiloliter is.
As ek na die volgende gaan kyk, 10 tot 25. So kom ons kyk gou hoeveel kiloliters is daar. So hulle sê van 10 af. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nou het ek al 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So ek het 16 kiloliters hierso. Sien julle, wees versigtig om net te sê 25 minus 10, want dan sê op 15 uitgekom het, want onthou, dis omdat hy van 10 af is, so 10 is ingesluit, tot by 25, 25 is ingesluit. En dis hoekom ons uitkom op 16 kiloliter en nie 15 kiloliter nie. As hulle gesê tussen 10 en 25, dan kon jy gesê, maar gesê van 11 aftel tot by 24. Ek vat net 'n voorbeeld. So hierdie woordjies is nogals belangrik, van en tot. Okay, ek stem ook natuurlik nie 100% saam met hierdie ene nie, want hy sê so 0 tot 9 en dan stop hy dan 10 tot 25. So dit wil sê waar val 9,5 in. Maar ek sal nou, omdat hulle sê vanaf 10, so ek sê alles in die 9's gaan hierso nog lê. En dan eers as hy oorslaan 10 toe. Alles in die 25 gaan hierso lê. Eers as hy oorslaan 26 toe gaan hy na daai toe gaan. Okay. So kom ons kyk sommer gou die volgende ene. So 26 tot 30. So jy gaan sê van 26, so 26, 27, 28, 29, 30. Dit gee vir my 5 kiloliter. En dan van 31 tot 45, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dis klaar 10, 41, 42, 43, 44, 45. En dit is dan 15. Okay. En dan sê hulle meer as 45 gaan jy vir elke kiloliter dit betaal. Goed, nou sê hulle vir jou, die eintlike vraag is, indien jy 46 kiloliter water gebruik, bereken die koste van daardie water verbruik. Dit wil sê nou alles ingesluit, ja, okay. Jou BTW alles by. Onthou nou net. Hierso sê hulle, dis nou natuurlik as jou BTW 15% is, ek hoor al klaar die BTW gaan nou weer opgaan. Na jare gaan hy weer opgaan. So afhangende van wat die huidige BTW is natuurlik, nee, dan vat jy daai BTW. En die vraestel gebruik jy die BTW wat hulle vir jou gee. As hulle niks sê nie, gebruik jy die huidige BTW wat die land gebruik. Maar as andersins sal hulle vir jou in die vraestel sê, gebruik 15% BTW, gebruik 14%. Okay, en BTW staan ons vir belasting op toegevoegde waarde. Goed, nou hierso sê hulle die vaste koste per maand, as jy 0 tot 9 kiloliter gebruik het, is daar geen vaste koste wat jy hoef bybetaal. Buiten hierdie, moet jy nog 'n vaste, hier is ons veranderlike koste, dan moet jy nog 'n vaste koste opbetaal, sou dit meer as 9 kiloliter wees. Enigiets meer as 9 kiloliter, gaan jy nog R83,43 ook bybetaal. So kom ons kyk gou-gou hoe ons hierdie sommetjie gaan doen. So jy het 46 kiloliter gebruik, en jy wil nog gaan kyk hoeveel gaan dit vir jou kos. Goed, kom ons kyk hoe werk hy. Ek gaan nou so, om die koste van die water verbruik uit te werk, en hierdie is nou natuurlik BTW uitgesluit, gaan dit wees, eerste hakie, ons gaan kyk hierso, onthou nou, 0 tot 9, eerste 9 kiloliter kos R0. So ek gaan sê, R0 maal met 9 kiloliter, plus, dan sê hulle, van 10 kiloliter tot 25 kiloliter. So hoeveel kiloliters is daar in totaal? 16 kiloliter het ons net uitgewerk, né? In hierdie kategorie. So elkeen van daai kiloliters gaan R9,27 kos. So R9,27 maal met 16 kiloliter. Plus, volgende ene, 26 tot 30 kiloliter is 5 kiloliter. So dit kos alles R12,36 per kiloliter. Okay, plus, ek moet net gou vir jou vinnig wys, so, hier sien julle, as ek al daai by mekaar tel, dan moet ek die hoeveelheid kiloliter wat ek wil uitwerk, moet ek dan kry, die totaal. Hoeveel soek ek nou weer? Ek wil optel tot by 46 kiloliter het ek moes gebruik. Dis mos wat ek gebruik het. So as ek alles optel, dan moet ek op die ouene 46 kiloliter kry. As ek al die kiloliters by mekaar optel. So nou het, kos kyk gou, 9 plus 16 is 25, plus 5 is 30. So ek kort nog 46. Nou as ek gaan kyk na hierdie ene, van 31 tot 45, tot by 45 kiloliter. Maar van daai kategorie, vanaf 31 tot 45 betaal ek per kiloliter R19,06. So dit is 'n verdere
15 kiloliters wat in hierdie kategorie val. So nou gaan ek sê vir die volgende 15 kiloliters gaan ek betaal R19.06. Okay? So nou kom ons stel gou op, hoeveel kry ek nou sover? 9 plus 16 is 25 plus 5 is 30 plus 15 is 45. Ek het 46 kiloliter water verbruik. So ek kort nou nog net 1. So dan sê ek plus. So meer as 45 kiloliter val in hierdie kategorie van R20.96 per kiloliter. En omdat ek net 46 kiloliter gebruik het, ek trek nou by 45, is daar net een wat in hierdie groep val. So nou gaan ek sê R20.96 maal met 1 kiloliter. Okay, en dan sien julle dat 9 plus 16 is 25, plus 5 is 30, plus 15 is 45, plus 1 is 46. Daar is dus mooi die 46 kiloliter wat ek gebruik het. Okay, dan as ek daai bymekaar optel, gaan ek sê, ek die eerste een hoef jy regtig nou nie te gaan plus nie, ons sit hom net daar dat ek kan al daai kiloliters bymekaar tel, dat ek nie van hom vergeet nie. Ek gaan nou sommer van hier af begin tel, so want hy is in elk geval gelyk aan 0. 0 maal 9 is 0. So R9.27 maal met 16 plus R12.36 maal 5 plus R19.06 maal 15 plus R20.96 maal 1. Dit gee vir my R516.98. Okay, so hierdie is die moeilikste deel van hierdie hele vraag. Is daai. Julle moet onthou, jy kan nie net sê, baie van julle sê 46 kiloliter, dan gaan kyk jy waar val 46 in, hy is meer as 45, en dan maal julle sommer 46 met R20.96, is verkeerd. Jy moet van die eerste 9 maal 0, dan 10 tot 25, as jy gaan tel, dan is daar 16 kiloliter wat in hierdie kategorie val, so ek gaan sê 16 kiloliter maal met R9.27. Dan as ek hier kyk, 26 tot 30, daar is 5 kiloliter wat in hierdie kategorie val, daai 5 kiloliter maal ek met R12.36. Hierso in hierdie kategorie is daar 15 kiloliter, nou 15 kiloliter maal ek met R19.06. En so gaan jy aan tot jy kom by die hoeveelheid, as jy hulle gaan optel, as jy al jou kiloliters gaan optel, tot jy kom by jou hoeveelheid. Gestel, dit was, kom ons sê 35 kiloliter. Dan sê ons nou al vroeër opgehou het, want 9 plus 16 is 25 plus 5 is 30. Wat ek nou gesê, kom ons sê 39. So dan gaan jy net 9 kiloliter hierso met R19.06 maal, want ek het klaar van daar tot daar 30, dan kort ek net nog 9. Verstaan julle? So afhangende van hoeveel jy moet uitwerk, dan stop jy mos nou vroeër. Maar hierdie, as jy dit bymekaar tel, daai kiloliters moet dan dit wat jy gebruik het, dit moet optel tot dit wat jy gebruik het. Dus ek sê, sit die 0, die gratis ene ook in. Okay. En nou het ons uitgewerk, wat kos dit? Sonder BTW. BTW uitgesluit. Goed, voor ek die BTW bysit, gaan ek eers gaan kyk, onthou hulle het ook vir my gesê, daar is 'n ekstra tarief, as ek meer as 9 kiloliter gebruik, is daar 'n ekstra tarief van 'n vaste koste van R83.43 en hulle sê hy is ook BTW uitgesluit. So ek gaan eers sê totale koste BTW uitgesluit. Dit is nou hierdie enetjie plus hierdie ene. Is alles nog BTW uitgesluit, né? So my totale koste is daai ene plus hierdie ene. En dit gee vir my okay. En dan nou moet ek nog die BTW ingesluit uitwerk. So nou gaan ek sê right, so daar's twee maniere hoe jy dit kan doen. Jy kan sê wat is 15% van R600.41? Die antwoord wat jy kry tel jy by R600.41.
of ek is lui, ek hou nie van so baie somme doen nie, so ek sê net, ek gaan 100% dit betaal plus die 15% BTW, so ek maal sommer klaar met 115%. So ek gaan vra, wat is 115%? Van in wiskunde beteken ons maal R600.41. En dit gee vir my, en daar is my finale antwoord. Okay, so gaan kyk bietjie weer, rewind die video, kyk hom weer van vooraf. Maak seker dat jy nie net die kiloliter wat ek vir jou gee met daai kategorie maal nie. Hy werk 'n bietjie anderster as van die ander voorbeelde wat jy al gedoen het, wat jy die kategorieë so gaan soek, soos byvoorbeeld as ons kyk na inkomstebelasting, gaan kyk jy ons watter kategorie val hy, en dan werk jy net van daai ry af. Maar in hierdie geval, omdat dit 'n stapsgewyse grafiek is, gaan jy die eerste 9 kiloliter eers uitwerk wat R0 is. Dan die volgende 16 kiloliter, dan die volgende 5 kiloliter ensovoorts. So jy gaan hom so apart gaan uitwerk. Jy kan dit in een som doen soos ek gedoen het, maar elke kiloliter wat verskillende pryse is, moet jy verskillend gaan uitwerk. Jy kan nie net sê 46 maal R20.96 nie. Dan moet jy gaan altyd kyk as daar 'n vaste koste wat moet bykom. Partykeer gee hulle in die vraestel nie 'n vaste koste by nie, dan is dit alright. Maar in hierdie geval is daar een, dan tel jy dit by, kry jy totaal, en dan moet jy gaan kyk, is BTW ingesluit of is dit nie ingesluit nie? As dit nie ingesluit is, dan moet jy nog nie. Hang nou af wat hulle sê natuurlik. As die vraestel niks sê nie, dan vat jy die huidige BTW-koers, op hierdie stadium is dit 15%. So ek sê daar is nou al sprake dat dit weer opgaan, na 15.5 en dan volgende jaar 15.6 gaan wees. Nee, sorry, 16% gaan wees. Maar jy vat dan, as die vraestel niks sê nie, vat jy die huidige BTW-koers. As die vraestel sê gebruik 15%, dan gebruik jy 15%. Alright. As die vraestel sê gebruik 16%, jy doen wat die vraestel sê. Dis net as hy niks sê nie, gebruik jy die huidige op daai stadium BTW-koers. Alright. As daar enige vrae is, asseblief moenie skroom om vir my boodskap te stuur en te vra nie. Sterkte met jou voorbereiding vir eksamen. Ek hou al my duime vas dat dit sommer baie goed met jou sal gaan.